Hallo en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag vra ons die vraag, wat is die werk van die Heilige Gees? Een van die dinge wat die Heilige Gees doen, is om brûe tussen mense te bou en om ook grense in ons hart en ons kop af te breek. So dit is wat ons gaan ontdek in Handelinge 10 vandag. So vat hierdie boodskap, like en share dit gerus en stuur dit vir mense wat jy dink daarby sal baat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in U teenwoordigheid en in U woord kan leer en luister wat dit beteken om deel van U huisgesin te wees, om 'n Christen te wees, Here, en ook om te leer wat dit beteken wanneer die Gees in my is en hoe die Gees werk in hierdie wêreld. Here, mag U hierdie boodskap vat, mag U ons harte vat, ons transformeer sodat ons bruikbaar kan wees in U hand. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle vandag se tema is die Gees in jou en dan het ek 'n dubbelpunt bygesit om te sê grense in jou kop en in jou hart. So die Gees in jou, en die grense in jou kop en in jou hart. Nou ek gaan vir ons lees in Handelinge 10, so as jy jou Bybel het kan jy oopmaak, ek gaan so 'n bietjie rondspring, maar die gedagte of die gedeeltes wat ek gaan lees, gaan verskyn. Ek kan nie alles lees nie, daar is net te veel, dit is so baie goeders wat hierso in vasgevang het, wat ongelooflik is, maar ons gaan lees die eerste gedeelte, Handelinge 10 vers 34 tot 35, en dit sê die volgende, dit sê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie ook hy mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Julle, ek het ook gesien, is daar van julle wat al in 'n meningsverskil met iemand betrokke was, en wanneer jy met iemand in hierdie meningsverskil betrokke is jy oortuig dat jy is 100% reg. Is daar van julle? Maar wie van julle het al met iemand in 'n meningsverskil gewees, en soos wat jy besig is om te verduidelik hoekom jy 100% reg is, dan kom jy agter, maar daardie persoon dink ook dat hulle is 100% reg. Is daar van julle? Nou, net vir interessantheid, julle hoef nou nie julle hand op seker, maar julle is meer as welkom om dit te doen, maar wie van julle, terwyl julle besig is in hierdie meningsverskil, en waar jy oortuig is, jy is 100% reg, en jy sien, hulle is 100% reg, en dan besef jy, maar eintlik is ek nie reg nie. Eintlik is hulle reg, nee? Is daar van julle, dalk met julle hand wil opsteek, daar is ook van julle wat dit gebeur. Ek wil vir jou sê, moenie worry nie, jy is nie alleen nie. En moenie worry nie, dis ook nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Dit is nie nuut nie. Julle selfs in Jesus se tyd het dit gebeur. In Jesus se tyd was daar verskillende opinies gewees, daar was 'n klomp vrae wat gevra is, daar was 'n klomp oortuigings gewees, en mense het oor dinge gestry. Nou, een van die goeters waaroor die mense in Jesus se tyd in die kerk gestry het, was oor die Heilige Gees. Hulle het oor die Heilige Gees gestry. Nou, ons vandag stry ook nog oor die Heilige Gees, en hierdie ding van die Heilige Gees kan nogal grense opstel tussen ons as gelowiges en tussen kerke in 'n klomp goed, né? Hoe weet ons dit? Wel, daar is kerke en denominasies rondom ons wat iets sal sê, byvoorbeeld soos, die Gees is by ons en die Gees is nie by julle nie. Jy weet, en dan begin ons hierdie hulle taal gebruik, want hierso gebeur dit en dit en dit, en dit gebeur nie by julle nie, so in ander woorde, dit beteken die Gees moet by ons wees, en die Gees is nie by julle nie, en dan is daar hierdie klomp gestryery, en dit bou nogal, of stel eintlik enorme grense op tussen gelowiges. En ons begin dan baie vinnig hierdie hulle taal gebruik. Nee, ons is so, hulle is so, ons is so, hulle is so. En ons trek eintlik dinge uit proporsie uit, ons trek dinge uit mekaar uit. En eintlik is ons besig om die punt te mis. Julle, nou hierdie stryery oor die Heilige Gees het ook groot skeiding tussen die vroeë kerk gebring. Die Christene in die vroeë kerk en ook die mense wat rondom hulle was. Die kerk het gesê, ons het die Gees en God het vir ons die Gees gegee en ons weet die Here is naby ons en in ons, wat hy het vir ons hierdie en hierdie redes gegee, maar God het nie die Gees vir hulle gegee nie. Hoe weet ons dit? Want hulle is anders en daarom is hulle vuil en onrein, en omdat hulle vuil en onrein is, kan die Gees nie binne in hulle wees nie. Nou, Handelinge 10 is een van daardie hoofstukke wat God eintlik kom en so 'n bietjie van 'n stokkie voor hierdie ontrafeling kom steek.
En hy wil eintlik iets anders op die tafel kom sit. Wat hy doen is, hy sit die wêreld van twee mense langs mekaar neer. Die een se leefwêreld wat hy kom neersit, is 'n Christen, en die ander een wat se lewe hy kom neersit, is 'n heiden. En hierdie twee wêrelde bots met mekaar. So die heel eerste persoon is 'n Romeinse centurion. Dit is 'n weermagsoffisier, hy het 'n paar honderd mense om hom, so hy's nogal 'n soos 'n groot kop in die weermag, as 'n mens so kan sê. Hy is een van die persone wat in hierdie verhaal neergesit word. Nou, hy was 'n Romein gewees, natuurlik was hy nie 'n Jood gewees nie, so hy het nie die Joodse God aanbid nie, hy het nie met hom groot geword nie, hy kan nie 'n Jood wees nie, maar soos wat hy by die Jode was ensovoorts, het hy agtergekom, maar hulle is anders. Daar's iets anders in hulle, en hierdie God wat hulle aanbid is baie interessant, so hy het ook lief geraak as te ware vir hierdie Joodse God, en hy het begin om goeie goeders te doen, hy het begin om na hierdie God toe te bid, en hy het veral vir armes in die Jode goeders gedoen, hy het vir hulle geld gegee, hy het vir hulle seker gemaak hulle het, hy sê allerlei goeders, hy het 'n klomp goeders gedoen wat mooi is. Want hy het so 'n bietjie van 'n honger en 'n dors gehad om nader aan hierdie God te beweeg. Nou in vers 4, wanneer jy Handelinge 10 lees, dan verskyn 'n engel aan hom, aan hierdie weermagoffisier. En dit sê die volgende, hy sê, jou gebede en wat jy vir die armes doen, het God opgeval. En dan gee die engel vir hierdie weermagoffisier, gee hy vir hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, ek sien al die mooi goeders wat jy gedoen het, maar ek gee vir jou opdrag, jy moet na Joppe toe gaan, want in Joppe is daar 'n man, en hierdie man se naam is Petrus, en wanneer jy na hom toe gaan, dan sal hy jou help bekeer. So wat doen hierdie centurion? Hy stuur van sy mense, want natuurlik hy's 'n offisier, so hy het 'n klomp mense onder hom, en hy stuur 'n paar mense en hy sê, gaan haal vir hierdie Petrus. Gaan haal dadelik vir hierdie Petrus, want ek wil meer weet van hierdie God en hierdie engel wat aan my verskyn het. 'n baie interessante ding wat ons hierso moet raak sien, is dat dit is nie genoeg, of nie net genoeg, om 'n morele lewe te leef, waar jy net die regte en goeie en mooi goeders doen nie. As jy vir God wil volg, dan kan jy nie net mooi goeders doen nie, jy moet bekeer. Nee, en dit is in teenstelling met baie mense wat dalk vandag sal sê, ag nee man, jy hoef nie regtig tot bekering te kom nie, al wat jy moet doen is, jy moet net seker maak dat jou lewe mooi is, en reg is, en goed is, en is lyn is, en solank jy net niemand pla nie, dan is jou lewe oké. Dan kan jy maar aangaan. Maar dit is baie interessant, wanneer die engel aan hom verskyn, en die engel kom praat met hom, dan sê die engel nie vir hom, wow, jy het mooi lewe gedoen, jy hou so aan nie. Nee, hy sê, toe God gekyk het na die aarde, het hy gesien dat jy het 'n begeerte om hom in jou lewe te hê, en daarom moet jy die geleentheid aangryp om nader om te kom, gaan sodat jy kan hoor, sodat jy kan bekeer, sodat jy kan verstaan, en sodat jy kan weet. En agter die skerms, min wetend, is God besig om iets te doen. God wil iets met jou doen, sê die engel vir hom. Die Gees wil jou transformeer, en daai transformasie kan net gebeur as jy bekeer. En dit is die Gees se werk, né? Die Gees se werk, en Fanie het dit so mooi gesê laasweek, is om ons te transformeer. Hy het gesê dat ons moet die Gees toelaat om in elke kamer van ons lewe in te kom. Ons moet die Gees toelaat, en ons moet hom toegang gee tot alle areas van ons lewe. So dit is die Gees se werk. Maar die Gees het nog 'n werk. Die Gees se werk is om mure tussen mense af te breek. Dit is die ander taak wat die Heilige Gees doen. Nou, die tweede ou in hierdie verhaal in Handelinge 10 sukkel om hierdie laaste ene te verstaan. Hy sukkel om hierdie laaste ene te begryp. En jy sal nie glo wie dit is nie. Dit is Petrus. Petrus is 'n kerkleier. Petrus is een van die disippels. Petrus is die klip, die rots, waarop hy sy kerk sal bou. Hierdie Petrus wat saam met Jesus gestap het en 'n klomp goeders gedoen het, hy sukkel met hierdie einste ding. Hy sukkel met die gedagte dat die Heilige Gees ook vir ander mense daar is.
Hy sukkel om te verstaan dat God kan net so lief wees soos wat hy vir die Jode is, kan hy vir ander mense lief wees. En wie is hierdie ander mense wat hy sukkel om dit te begryp? Dit is die heidene. Dit is die Jode sal vir jou sê, die onreines. Dit is die ander kulture en tale wat rondom hulle is. Mense soos hierdie centurion. Hierdie centurion se naam is Cornelius. Hoekom sukkel Petrus om dit te verstaan, om dit te begryp? Wel, sy hele lewe lank al is dit in hom ingeboor dat jy moet wegbly van die heidene. Jy mag nie saam met hulle eet nie, jy mag nie saam met hulle drink nie, jy mag nie eers by hulle huis ingaan nie, want as jy dit sou doen, dan sal jy onaanvaarbaar raak vir God. Want dan is jy mos nes hulle. Jy doen nes hulle. En dit het gemaak dat hy geglo het dat ander mense buite my sirkel is onaanvaarbaar vir God. En hulle het nogal sterk daaroor gevoel, net daar was beperkings tot hoe naby jy aan God kan kom as jy nie deel was van die Jode nie, van daai sirkel nie. Dit is nou hier waar ons sien dat God ongelooflike werk deur sy Gees begin doen. Die Gees wil hier iets kom uitwys. Die Gees wil hierso kom uitwys dat dit is nie waar nie, dit is nie wat God bedoel het nie. God wil kom uitwys dat baie van hierdie goeders is eintlik vooroordelings en grense wat ons in ons kop en in ons hart vir onsself opgestel het, wat ons vir onsself gebou het. So ek wil dit vir ons lees in Handelinge 10 vers 9 tot 15. So dit is wat nou hierso gebeur. Hy sê die volgende dag, dit is nou die mense wat Cornelius uitgestuur het, die volgende dag van dit, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad is, het Petrus teen ongeveer die 6de uur, dit is teen middagete, na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in geestesvervoering geraak. Hy sien toe die hemel geopen en iets soos 'n groot linnedoek wat afsak en aan sy 4 hoeke op die aarde neergelaat word. Daarin was allerhande viervoetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem uit die hemel. Of stem aan hom: "Staan op, Petrus, slag en eet." Maar Petrus het geantwoord: "Onder geen omstandighede nie, Here, want ek het nog nooit iets wat besoedel of onrein is geëet nie." Maar die stem het weer 'n tweede keer na hom gekom: "Wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein beskou nie." Weet julle wat staan vir my uit in hierdie teks wanneer ek dit lees? Wat vir my uitstaan is hoe Petrus die grense wat hy opgestel het in sy hart en in sy kop verdedig. Hy sê: "Nee, Here, onder geen omstandighede gaan ek doen wat ek dink nie goed en reg is nie." Nee, en dit is nogal die probleem, nee, want Petrus dink dat hy weet beter. Hy dink, nee, ek weet beter, ek gaan nie hierdie ding doen nie. So die Here praat met hom, of 'n engel praat met hom, ons weet nie wat gaan nie aan nie, maar die Here praat met hom en hy sê, nee, ek gaan nie dit doen nie, onder geen omstandighede sal ek dit doen nie. Maar dis so klein bietjie van sy persoonlikheid ook, né? Daar is 'n paar keer wat dit ook al in die verlede gebeur het, waar hy gedink het dat hy weet beter as Jesus. Ons sien wanneer hulle op die see is en hulle is besig om vis te vang en Jesus is daar en Jesus sê vir hulle: "Maar gooi bietjie julle nette aan die ander kant van hierdie bootjie in." En dan is Petrus en sê hy: "Ekskuus Here, ek is die kenner hierso. Ek weet hoe hierdie werk. Ek is die visserman hierso. Ek verstaan hoe werk hierdie ding. Maar omdat jy die dome nie is, dan sal ek nou maar my nette aan die ander kant ingooi." Op 'n ander keer, dan vertel vir Jesus vir sy disippels wat voor hom is, dan vertel hy vir hulle en hy sê vir hulle: "Hoorie, almal van julle gaan vir my verloon." Dan is Petrus daar en sê: "Here, jy ken nie vir my nie, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek verseker jou dat ek gaan nie dit doen soos jy dink nie. Ek ken myself. Ek sal dit nooit doen nie." Nou,
julle Petrus volg nou al 'n hele rukkie die Here. En 'n mens sou nou al kan dink, sjoe, hy het darm nou al hierdie toets deurgekom, né? My pa het altyd so gepraat, jy weet, jy het nou al die toets deurgekom. Hy behoort eintlik teen hierdie tyd beter te weet. Maar nee, wat interessant is, dit is die Christen in hierdie verhaal wat sukkel om deur God se gees gelei te word. Want in kontras, wanneer ons na Kornelius kyk, hierdie Romeinse offisier, wanneer ons na hom kyk, dan sien ons dat wanneer die Here met hom praat, dan sê hy, ja Here, ek doen dit nou dadelik, en hy stuur iemand dadelik. Wanneer die Here aan Petrus, sy Christen, kom verskyn, dan het hy soos, nee Here, onder geen omstandighede nie. Dit is die Christen wat gesukkel word, wat sukkel om gelei te word deur die Heilige Gees. Die mooi in hierdie verhaal is dat dit is nie waar hy stop nie. Die Gees hou nie dan op met werke nie. Want wanneer ons verder lees, dan sal ons sien en ons sal agterkom dat Petrus tog deur die wonderlike werk van die Gees na Kornelius toe gaan. Want Petrus het 'n aha oomblik gehad, waar die Gees hom help ontdek het, dat God se Gees is bedoel vir almal, en dat almal aanvaarbaar is vir God. God sê eintlik vir hom met die beeld van hierdie onrein diere, dan praat die Here met Petrus en hy sê vir hom, hierdie is my diere. Ek is lief vir hierdie diere, ek het hierdie diere gemaak. En hierdie diere is vir my aanvaarbaar. Die aha oomblik wat Petrus gekry het, ontdek hy dat God nie eintlik praat oor diere nie. Hy praat eintlik van mense. Mense van wie hy grense in sy hart en in sy kop gemaak het. Die aha oomblik vir Petrus is wanneer hierdie grense afgebreek word en hy iets begin doen wat hy in die verlede se muur sou geweier het om te doen. En hierdie grensverskuiwing wat Petrus beleef, was ook 'n aanswekkende ding, né? En ons sien dit in vers 28. Ons lees dit wanneer Petrus uiteindelik by Kornelius se huis uitkom en hy sit sy voet in die huis en dan sê hy die volgende woorde. Hy sê, hierdie het ek nog nooit gedoen nie. Ek het nog nooit by 'n heiden se huis ingegaan nie. Ek het nog nooit by 'n heiden geëet of gedrink nie. Inteendeel, ek het amper nog nooit met een gesels nie. Maar hier kom ek nou in, want God het vir my gesê, dat ek mag nie dink, dat enige iemand vir God onaanvaarbaar is nie. En hierdie grensverskuiwing was vir hom aanswekkend. En dis ook vir ons aanswekkend. Julle, dis nie maklik nie. Wat doen mure? Wat doen grense? Dit hou ons veilig. Dit hou ons hier binne. Ons beweeg daar binne. En die oomblik wanneer ons uit dit uitbeweeg, dan is ons onseker. Ons is bietjie bang. En weet julle wat? Die realiteit is, dit is nie maklik nie. Maar die werk van die Gees is nog nie klaar met Petrus nie. Die Gees laat nog grense in Petrus se gedagtes skuif, wanneer hy die evangelie begin deel met hierdie mense. En Petrus het gedink, ek het dit nou, Here, ek het dit nou. Maar dan gebeur daar nog 'n gebeurtenis. Ek gaan vir ons lees in vers 44. Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het. Die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees ook op nie-Jode as geskenk uitgestort is. Hulle het geen twyfel daaroor gehad nie. Dit was nie 'n foefie nie. Hulle het geen twyfel daaroor gehad nie, want hulle het in ongewone tale hoor praat en hoe hulle God se grootheid besing het. En dan sê Petrus die volgende, hy sê, wat kan verhinder dat hulle met water gedoop word, nou dat, en luister nou die woorde, nou dat hulle nes ons die Heilige Gees ontvang het. God doen hier wat Petrus gedink het onmoontlik is. Die ander mense, toe hulle die evangelie hoor,
toe kry hulle die Heilige Gees. En hier besef Petrus, baie keer as ons moet stry, ek weet ek is 100% reg, dat hy die heeltyd nog verkeerd was. Hier doen die Gees wat Petrus gedink het nooit sal gebeur nie. En Petrus het hierdie oomblik nodig gehad om sy gedagtes te verander. Hy het hierdie oomblik julle nodig gehad sodat hy sy grense en sy veroordelings in sy hart en in sy kop kon skuif. Hy het dit nodig gehad sodat hy geweet het dat hierdie goed wat in my hart en in my kop leef is nie waar nie. Dit kom nie van God af nie. En God kom en hy kommunikeer dit hard en duidelik. Hoe doen hy dit? God gee dieselfde teken as wat die Jode gekry het in Handelinge 2, toe die Heilige Gees oor hulle uitgestort is, die teken dat hulle in tale begin praat het, hierdie heidene, hierdie mense wat nie die Gees kan ontvang nie, hulle kry presies dieselfde teken en hulle doen presies dieselfde ding as wat Petrus hulle gedoen het 'n paar hoofstukke vroeër. En Petrus weet dat hierdie is nie fake nie, want Petrus het dit self beleef. Dit is iets wat naby aan hom was. Dit het ook met hom gebeur. Hy weet dat dit wat nou hier gebeur is van die Here af. En hy weet dat dit is die teken van die Heilige Gees en die Heilige Gees is ook nou binne in hulle. Petrus het gedink dat hy gaan kom om te kom vertel sodat hierdie mense kan bekeer en toe bekeer hy opnuut. Daar staan, hulle was verbaas. Hoe is dit moontlik? Wel, dit is moontlik, want dit is die Gees se werk. Dit is die Gees se werk wat grense kom afbreek. Julle, wat is so spesiaal aan hierdie tale teken? Tim Keller skryf nogal hieroor en ek dink hy maak nogal so 'n bietjie van 'n skatkis oop wat 'n mens so 'n bietjie kan ontgin. En hy sê die rede hoekom die Jode en die heidene in verskillende tale begin praat is omdat God dit wil duidelik maak. Hy wil duidelik kommunikeer dat daar geen taal of kultuur of klas of sosio-ekonomiese status beter of verhewe 'n ander ene is nie. Dink nou net daarin, wat is die taal wat hulle begin gepraat het, sê nou maar Afrikaans was. Jy weet dan so ons gesê het, Afrikaans is die taal van die Here. Jy weet, ons kan net Afrikaans praat, want dan gaan God luister. Hy luister nie as jy 'n ander taal praat nie, né? Terloops, dit is wat Islam doen. Islam sê, die taal van die Here is Arabies. Die Koran mag jy nie vertaal nie, want dit is God se taal. Die Here sê, nee. Daar is geen taal of kultuur of klas wat bo die ander een is nie. God kommunikeer hard en duidelik. Almal is gelyk. Julle, deel van ons probleem, deel van ons mense se probleem is ons wil beklei en ons wil stry wat is belangriker en wie is belangriker en wat is beter en wat is reg. Wie sit nou aan die linkerhand, het die disippels gevra, en wie sit aan die regterhand van u? En wie sal nou die verste wees van u? Julle, die probleem met ons mense is dat ons wil onsself in God se plek sit en ons wil onsself verhewe tot waar God is en ons wil besluit, ons wil beheer neem. Julle, en daar is verskillende maniere ons beheer kan noem, 2 maniere eintlik. Die heel eerste manier hoe ons beheer kan neem is, ons kan besluit en kan sê, ek breek alle morele wette en reëls en ek doen alles wat verkeerd is, dan neem ek beheer. Die ander manier hoe ons dit kan doen is, ons kan sê, wel ek gaan al die morele wette hou en ek gaan alles doen wat goed is en reg is. Weet julle wat is die uitdaging met daai 2 uitgangspunte? Is dat al 2 van hierdie maak die wêreld 'n slegter plek. Want die een sê, ek gaan leef soos ek wil leef, ek gaan op mense trap en ek gaan oneerlik wees en ek gaan vernietigend wees en ek gaan doen wat ek wil. Die ander een sê, omdat ek so oulik is en omdat ek so moreel is en omdat ek so goed is, verdien ek my redding. En daarom moet God my raak sien. God sê, hey, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan glad nie oor jou nie. Staan so 'n bietjie uit die pad uit, man. Staan so 'n bietjie uit die pad uit. Jy kan nie alles oor jouself maak nie. Jy kan nie alles oor jou eie voorkeure en jou eie selfsug maak nie. My Gees
is die Gees wat in jou lewe werk, maar ook in ander mense se lewens werk. Julle, die Heilige Gees is nie net daar om my lewe te verander en te verbeter nie. Dit is ook om die grense tussen my huis en ander mense se huise af te breek. Julle, en ons kan dit verhinder wanneer ons vaskyk in ons eie veroordelings. Wanneer ons eie grense maak. Wanneer ons eie grense in ons hart en in ons kop opbou. Daar het 'n kop en hart verandering by Petrus gebeur, toe hy dit besef. Toe hy besef dat die Here is groter as wat hy gedink het, toe het sy gedagtes, sy hart en sy kop vernuwe. En ons lees dit later in Handelinge 15, as jy sou aanlees en later dit dalk wil gaan lees, dan gaan veg Petrus namens die heidene by die Jode, en hy sê vir hulle, ek was daar, ek het gesien, ek het gebeleef, dit is nie fake nie, dit is waar, die Gees is ook in hulle, die Gees is ook by hulle, God het hulle regtig aanvaar. En hy kom by die punt uit wat sê, moet dit nie moeilik maak vir hulle om God te ontdek nie. Moet dit nie moeilik maak vir mense om vir God te ontdek nie. Julle, ek dink Jesus sê dit vandag nog vir ons. Ons moet dit nie moeilik maak vir mense om by God uit te kom nie. Laat die Gees jou lei, laat die Gees toe om deur jou en met jou in ander mense se lewens te werk. Laat die Gees toe om jou lewe vol te maak, dit is mooi, maar ook om die grense af te breek in my gedagtes, in my hart. Julle, en hier is die groot ding. Laat die Gees toe om hierdie grense in my kop en hart af te breek, sodat dit makliker is vir mense om by Jesus uit te kom. Julle, wanneer ons aan grense dink, en veral wanneer ons in hierdie konteks en hierdie verhaal dink, dan dink ons, dit gaan oor kultuur en dit gaan taal, maar dit is meer as net dit. Dit is meer as net kultuur en taal. God is besig, of die Gees is vandag ook besig om grense af te breek tussen ryk mense en arme mense, hierdie klassisme wat ons baie keer sien. Tussen geleerde mense en ongeleerde mense. Hy is ook besig om generasiegrense af te breek. Ou mense en jong mense verstaan mekaar baie keer verkeerd. Jy weet, wanneer ons 'n ou persoon sien, dan begin ons mos ou menstaal praat. Die Gees is besig om dit af te breek. Hy wil die grense tussen mans en vrouens afbreek. In sommige kulture en kontekste is 'n vrou baie minder werd as 'n man. Hierdie ongelykheid. Ek dink nie dis wat God bedoel het nie. Hy is besig om dit af te breek. Daar is grense tussen kerke, godsdienstige grense, né? My manier wat ek God aanbid is beter as jou manier hoe jy God aanbid, en daarom is ek reg en jy is verkeerd. Daar is grense van stigma en verwerping, van verslaafdes en gestremdes en gevangenes. Of selfs teenoor daai ou wat van kop tot toon getatoeëer is. Of die persoon wat so vieslik en lelik praat. Of mense wat deel is van die LGBTQ community. Die Gees se werk is besig om brûe te bou tussen mense. Hy wil brûe bou tussen jou en ander mense. En hy is besig om ons harte se mure te genees. Die Gees is besig om ons te roep, om ons grense en veroordelings neer te lê. Want dit is God wat besig is om met mense te werk. Dit is nie jy wat mense red nie, dit is die Gees wat mense red. Dit is sy werk om jou vol te maak, maar om hulle vol te maak. Dit is wat die Gees doen. Eintlik help die Gees ons julle om met God se oë te kyk. En ons veroordeel mense vanuit ons eie hart en kop en die goeders wat ons raak sien en baie keer vanuit ons voorkeure en ons selfsugtigheid. Want as iets nie vir ons werk nie, dan stoot ons dit uit.
Tim Keller sê dat as jy in jou kop en in jou hart hierdie grense het, dan, hoor hierdie, dan bied jy weerstand teen die werk van die Heilige Gees. Die werk wat hy in jou doen, en die werk wat hy met die mense om jou wil doen. En die Gees wil ook grense in jou lewe afbreek. Baie keer het ons veroordelings en grense vir onsself en oor onsself. Ons kyk na onsself en ons sê, ag, jy is te sleg, jy is te sondig, God kan jou nie lief hê nie, God kan my nie aanvaar nie. As jy na jouself sal kyk, en jy vra jouself, watter mure het jy al vir jouself gebou? Watse grense het jy al vir jouself gebou? Kyk jy dalk nog neer op jouself? Voel jy ook minderwaardig en useless en uitgestoot? Dat jy nie goed genoeg is nie? Onthou hierdie woorde wat God sê. Niks wat God rein verklaar, kan ons onrein verklaar nie. Nie eers jy nie. Jy is aanvaarbaar vir God. Hier is waarmee die Gees ons los vandag. Moet dit nie moeilik maak vir mense om God te ontdek nie. Die Gees roep ons om soos Petrus die Gees toe te laat om ons te verander en om die grense in ons kop en ons hart te laat vaar. Want God is besig om 'n stikkende wêreld goed en mooi en heel te maak. Dit is die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, U is besig om ons uit te daag op soveel maniere. Here, en dit is goed. Here, want U weet wat is goed vir ons. Here, U weet wat is beter vir ons. U het ons gemaak, U ken ons. U weet hoe ons in mekaar gesit is, hoe ons gewire is. Here, en U is ook bewus daarvan dat ons sukkel. Ons sukkel om te sien soos U sien. Dit is ons swakpunt. Dit is wat van ons mens maak. Maar Here, dankie dat U vandag ook vir ons kom wys en kom sê dat ons met U toelaat om te werk. Here, en dis my gebed vanoggend. Here, help my om vir U toegang te gee om dit te doen. Here, help my om hierdie grense af te breek. Grense wat my weerhou om te sien soos U sien. Here, ons staan hier voor U en ons sê, vat ons, verander ons. Here, kom maak ons heel en reg en mooi en goed. In Jesus naam. Amen.